Goed, ons is vanaand by die gees van die Filistyne. Ek het nie aanvanklik gedink om oor die Filistyne te skryf nie, maar die Here het my tog iewers begin besig hou met die gees van die Filistyne, want as ek in die Bybel gaan kyk, dan die naam Filistyne of die naam Philistia, of 'n verwysing na die Filistyne kom 296 keer in die Bybel voor. En as hy soveel keer voorkom, dan moet dit tog nou iets wees waaraan ons moet aandag gee. Ons kan dink, hulle is amper so knaand soos wat die fariseërs en die skrifgeleerdes was. Dit is 'n volkie wat gedurig gekyk het waar hulle iets kan aanvang. Hulle was, ons kan sê, hulle was nie lui gewees nie, hulle was nogal bedrywig. So kom ons kyk vanaand na die gees van die Filistyne. In die lewe van die volk Israel was hulle nogal redelik bewus van die Filistyne gewees. Hulle het redelik deurgeloop. En veral in die tyd van die rigters, toe daar die hele tydperk was waar daar net rigters was. Israel het eintlik maar half gedoen wat hulle goed gedink het om te doen, en dan is hulle in die moeilikheid, maar hulle is gedurig met die Filistyne in die moeilikheid gewees, en dan roep hulle na die Here, en dan stuur hy 'n rigter, en dan verlos hy hulle weer daar uit, en dan gaan dit weer goed vir 'n tydjie, en dan verval hulle weer in afgodediens, en dan is dit weer hulle in die Filistyne. Nou ja, as ons wil weet hoe die Filistyne werk, ons moet kyk waar hulle vandaan kom. Ons kan dit lees in 1 Kronieke 1 vers 8. Daar kry ons 'n geslagsregister. Die seuns van Gam was Kus en Mitsraim, Put en Kanaan. En dan vers 10. En Kus was die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. En Mitsraim was die vader van die Lodite en Anamite en Leabite en Naftuhite, en in vers 12, en die Patrusite en Kuslaite. En dan staan daar waar hy die Filistyne voortgekom het. Nou, ons het nou al geleer dat Noag het die seuns van Gam, het hy vervloek. Dit is Gam se nageslag. Hy het nie Gam self vervloek nie, maar sy nageslag het hy vervloek, en dit is nou al die Kanaaniete en al daardie volkere is dan 'n vervloekte nasies. Hulle is almal die nageslag van Gam. Nou ja, so is Mitsraim dan 'n seun van Gam, en Mitsraim het 'n seun gehad met die naam van Kuslaim, of die Kuslaite, en dit is waar die Filistyne ontstaan het. Waar hulle die naam Filistyne gekry het, sê die Bybel nie vir ons nie, maar die Bybel sê wel pertinent, dat uit hierdie Kuslaite uit het die Filistyne ontstaan. Dus die Filistyne is 'n klein seun van Gam, en dis 'n seun van Egipte. So Mitsraim, wat Egipte geword het, is die Filistyne se pa. Nou kan ons sien dat daar eintlik 'n baie nou verbintenis is tussen die Filistyne en die Egiptenare. En hulle was aanvanklik ook gereken as Egiptenare. Later in die Bybel word op 'n stadium ook na hulle verwys na mense wat terugverwys na gebeurtenisse in Egipte. Ons sal nou net daarby kom. Hulle was redelik goed bekend geweest met Egipte, met dit wat daar gebeur het. Die 10 plaae, hulle het baie goed kennis geneem van die 10 plaae, hulle was baie bewus daarvan geweest, en hulle het hulle natuurlik nou ook hier in die suidelike deel van Kanaan het hulle gaan vestig. Die Filistyne het nie net in een dorp of stad gebly nie, hulle was 'n bietjie verspreid geweest, en hulle was hoofsaaklik versprei oor 5 dorpe, en elke dorp het 'n vors gehad, en dan lees ons baie van die 5 vorste van die Filistyne. En daar is nogal heel wat verwysings na die 5 vorste. Hierdie 5 vorste word heeltyd genoem, en daardie stede waarvan hulle die vorste was, is Asdod, Gaza, Askelon, Gat en Ekron. En ons lees dit in 1 Samuel 6 vers 17, daar kan ons lees van hierdie stede of die 5 vorste van die Filistyne. So hulle was verspreid gewees, maar hulle het 'n enkele gemeenskaplike doel gehad. Hulle was vyande van Israel. Die volk Israel het hulle vervolg, nie heeltemal soos wat Amalek gewees het nie, maar hulle het 'n bietjie op 'n ander manier te werk gegaan. Nou as ons nou al kyk na hierdie ander geeste wat ons nou kyk nadat ons die Kanaaniete behandel het, dan kom ons agter Israel het 'n geweldige hoeveelheid vyande. Dit is almal nasies, volkere wat agter Israel uit is, die heeltyd agter Israel uit is, maar dit is mos die duiwelse plan. Sy plan van die begin was om alles uit te roei wat God behaag of wat hy maak, wat as die Here iets maak 'n valsheid, en
en kry die mense om eerder die valsheid te volg as die waarheid. En die volk Israel, wat 'n uitverkore volk is, hy is van die begin af agter hierdie volk aan. En dan het hy volkere, het hy opgestook om Israel te vervolg. En die Filistyne is een van hulle. Die Filistyne is amper soos iemand wat gedurig 'n fight soek. Hy soek rede om te baklei. Jare gelede, baie jare gelede, toe ek nog student was, toe het ek 'n vriend gehad. En hy het in die aand, klim hy op sy motorfiets en gaan hy stad toe, dit was daar in Pretoria, gaan hy Sunnyside toe, daar was blykbaar heelwat nagklubs, ek was nooit daar nie, maar soos hy ons nou vertel, en dan gaan hy by 'n nagklub in, dan kyk hy so 'n bietjie rond, en dan deel hy so 'n paar vuishoue uit, en dan gee pad hy. Dan breek daar 'n groot geveg uit, en dan staan hy eenkant en lag daaroor. Nou, dit is amper soos wat die Filistyne was, hulle soek gedurig 'n rede om te baklei. Nou, hulle het 'n afgod gehad, wat ons deeglik ook van gaan lees, en sy naam is Dagon, en die afgod Dagon was half mens, half vis. Sy bolyf was die van 'n man, maar die onderlyf was die van 'n vis. Laat 'n mens nogal 'n bietjie dink aan meerminne. En Dagon was ook hulle god van graan. Hy was die een wat verantwoordelik is vir die vrugbaarheid van hulle graangewasse of hulle landerye. Dan het hulle nog 'n afgod gehad, en sy naam was Baal-Zebub. Hy word ook genoem Beelzebub of Beelzebul. En interessant, in die Nuwe Testament loop ons hom weer teen. Nou, in die Ou Testament is hy 'n afgod, maar in die Nuwe Testament is hy 'n duiwel. En hy was juis daar gewees waar die Fariseërs en skrifgeleerdes Jesus beskuldig het en gesê, hy dryf deur die owerste van die duiwels, dryf hy die duiwels uit. Toe sê die Here, nee, as hy dit sou doen, sou die Satan se koninkryk teen homself verdeeld wees. Met ander woorde, in die Nuwe Testament kan ons nou sien dat hierdie afgod is 'n fisiese duiwel. En as daar nou een bewys is dat afgode duiwelaanbidding is, dan is dit nou presies in Beelzebul, waar hy in die Ou Testament beskryf word as 'n afgod van Ekron. Is hy in die Nuwe Testament dieselfde, is in die Nuwe Testament 'n owerste van die duiwels gewees. En tog interessant ook, dat in albei kante is hy 'n owerste wat siektes in stand hou. In die Ou Testament, daar was koning Ahasia gewees, en hy het siek geword, en toe het hy mense gestuur om vir hulle afgod, Beelzebul, te gaan bid, dat hy gesond kan raak. In die Nuwe Testament het Jesus 'n man genees, en toe is hy beskuldig van Beelzebul. Albei het met siektes te doen. Nou, die land van die Filistyne, net soos Egipte, albei was redelik sentraal gewees in die ou geskiedenis, die antieke geskiedenis van Israel. Ons lees Genesis 26 vers 1, en daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne in Gerar. En dit is nogal 'n heelwat ooreenkomste van Isak het weens hongersnood na die land van die Filistyne getrek. Jakob het weens hongersnood na die land van Egipte gegaan. En dit is interessant dat albei, hierdie Egipte en Filistyne wat eintlik pa en seun is, het 'n toevlugsoord geword vir Isak en sy seun Jakob, weer 'n keer pa en seun, en daar is heelwat ooreenkomste daarin. Nou, toe Isak nou in Gerar aankom, toe het Isak gesê, Rebekka is sy suster, later het Abraham gesê, Sara is sy suster. Hoe hulle opgetree het, die pa en seun, in die plek van pa en seun waar hulle aangekom het, was in beide gevalle baie ooreenstemmend gewees. Nou, 'n mens kan dit seker maar net beskou as interessant. Nou, later toe het Abimelech, dit is nou die koning van Gerar, hy het toe nou uitgevind dat Rebekka is nie Isak se suster nie, maar inderdaad sy vrou, en hy het hom daarvoor kwaadlik geneem. Maar ten spyte daarvan het Abimelech hulle tog probeer beskerm, net soos wat Egipte later vir Jakob beskerm het, in die sin dat hulle gevoed het, eerder as om hulle uit te roei het hulle gevoed, maar nou ja, later gevange geneem. Ons kan dit lees in Genesis 26 vers 8. En toe hy al 'n lang tyd daar was, dit is nou Isak, kyk Abimelech, die koning van die Filistyne, deur die venster uit en sien hoe Isak speel met Rebekka, sy vrou. En Abimelech het Isak geroep en gesê, kyk, sy is dan tog jou vrou, hoe kon jy dan verklaar, sy is my suster? En Isak antwoord hom, ja, ek het gedink, ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. Dit is presies dieselfde as wat
Abraham gedink het. As hy sê, Sara sy vrou, dan sal hulle hom doodmaak daarvoor. Vers 10, en Abimelech sê, wat jy ons nou aangedoen? Hoe maklik kon een van die mense met jou vrou gemeenskap gehad en jy skuld oor ons gebring het? Daarop gee Abimelech bevel aan die hele volk en sê, wie hierdie man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word. Isak het toe in die land gesaai en daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. En die man het groot geword en altyd weer groter geword, totdat hy baie groot was. Selfs as wat met Jakob gebeur het. Jakob het gegaan en die Here het vir Jakob geseën, die volk Israel geseën, hulle het ook altyd groot geword. Hier was dieselfde geval met Isak gewees. Nou, alhoewel Abimelech hulle beskerm het, het die res van die volk nie dieselfde oor hulle gevoel nie. Is eintlik net Abimelech wat so oor Isak gevoel het, maar die res van die volk het anders gevoel. Dit lees ons vers 14, Genesis 26 vers 14. Hy het troppe kleinvee en beeste gehad en baie bedienis, sodat die Filistyne hom beny het. En kyk wat vang hulle aan. En al die putte wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, deur die Filistyne toegestop en met grond opgevul. Jene, dis daarom nou 'n moeilike spilletjie hierdie uit jaloesie uit, om te sien hoe die Here vir Isak seën en hoe hy vermeerder, gaan hulle en hy gooi hulle waterputte, gaan gooi vol grond. Hulle maak die waterputte toe. Hulle is so vervul met nydigheid en met jaloesie, en hier is eienskappe van die gees van Filistyne, nydigheid en jaloesie. Dit maak dat hulle in afguns gaan en die waterputte vol grond gooi, gaan stop hulle toe. En Abimelech het gesien, nee, dinge gaan hier werk nie, en in vers 16, toe sê Abimelech vir Isak, trek weg van ons, want jy het vir ons veelste magtig geword. En Abimelech sê, nee, hier kom moeilikheid, en hy sê vir Isak, nee, vat liewer julle goed en gaan. Nou, dit is half die enigste verskil tussen die Filistyne en Egipte. Egipte het hulle gevange gehou, gesê, julle gaan nêrens nie, julle word ons slawe. Maar hier het Abimelech van die Filistyne het gegaan en sê, Isak, vat liewer jou goed en gaan. Nou ja, toe het Isak weggetrek. Nou selfs nadat Isak getrek het, het die rusie oor die waterputte nie opgehou nie. Daai waterputte het 'n probleempunt gebly. Genesis 26 vers 18. En Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het, en dit genoem na die name wat sy vader aangegee het. En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water. Nou, ek kan nie regtig uit die geskiedenis of uit die Bybel uitvind wat is hierdie lewendige water nie, maar dit is asof daardie water gebruis het. Dit was anders as die ander water. En dan vers 20, en die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesê, dit is ons water. Ewe skielik is hier nou water wat anders is, en toe sê hulle, nee, maar dis ons water. Daarom het hulle die put Esek genoem, omdat hulle hom met onenigheid gehad het. Daarop grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle nie getwis nie. Dit was seker weer gewone water. Daarom het hy dit Sitna genoem. Nou, hier sien ons al 'n hele paar van die eienskappe van die Filistyne. Dit is jaloesie, twis, en dan, baie belangrik, hulle gun jou niks. Wanneer daar seën op iemand rus, dan is die Filistyn so jaloers, hy gun hom niks nie, en hy gaan eintlik die lewe vir hom moeilik maak. Net omdat hy geseënd is. Nou die boek van Rigters bestaan grootliks uit 'n stryd tussen die volk Israel en die Filistyne. Is omtrent waaroor die boek van Rigters gaan, en dit is daardie tyd waar daar geen amptelike leier was nie. Rigters 21 vers 25 sê dit eintlik mooi, in die dae was daar geen koning in Israel nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Die tydperk van die boek Rigters lyk vir ons eintlik vreeslik kort as jy deur hom blaai, maar dit is 'n tydperk wat geloop het oor 336 jaar. Dit was die tydperk van die begin tot die einde van Rigters, en dit was eintlik 'n tydperk van wetteloosheid, maar dis ook 'n tydperk waar die Here werklik die volk getoets het, om te kyk of hulle in sy weë sou wandel, en daai was werklik 'n tyd van val en opstaan. Dan is hulle op die kruin, hulle dien die Here, en dan is hulle in die grond, en dan is dit weer afgode diens, dan gaan dit swaar, en dan roep hulle, en dan vat die Here hulle weer uit. En as mens die boek Rigters lees, dan sien mens, hierdie was maar 'n werklike val en opstaan lewe van die volk Israel gewees. Rigters 3 vers 5 tot 6, daar lees 'n mens hierdie val en opstaan, kan ons daar lees, Rigters 3 vers 5 en 6. Nou al die detail van
al die konflikte word nie vir ons gegee nie. Ons weet nie wat met alles in detail gebeur het nie, maar ons lees tog 'n interessante een in Rigters 3 vers 31. Is dus een van die rigters gekom het. Toe kom na hom Samgar, die seun van Anat, wat van die Filistyne 600 man met 'n osdrywerstok verslaan het. En ook hy het Israel verlos. Nou die Bybel sê nie vir ons wat het gebeur nie, maar hier was 'n man wat nogal redelik fris was. En hy het 'n osdrywerstok gevat en hy het 600 Filistyne met 'n stok doodgeslaan. Nou dit wil nogal gedoen wees. Vanaf Rigters 10 het die Here telke male die volk in die hand van die Filistyne gegee, omdat hulle die Here ongehoorsaam was en agter afgode aangeloop het. En dit was kronies die probleem met Israel gewees. Hulle kan hierdie afgode eenvoudig nie uitlos nie, maar nou ja, hulle het eintlik redelik met hulle groot geword in Egipte. Dit is wat hulle gesien het vir die 430 jaar wat hulle in Egipte was. Is dit wat hulle gesien het, en hulle kon nie regtig van hierdie afgode ontslaa raak nie. Dan kom ons by die bekende gedeelte van Samson. Samson was ook maar een van die rigters gewees, maar sy verhaal word in redelike detail vir ons gegee. Die ander word net baie kortliks genoem. Maar van Samson weet ons eintlik heelwat. Ons weet dat hy het lang hare gehad en hy het 'n vrou getrou met die naam van Delila, en Delila was 'n Filistynse vrou gewees. En die Filistyne het haar natuurlik gebruik, en hulle het gekerm en gekla, totdat hulle uiteindelik die geheim van Samson se krag gekry het. Toe het hulle hom natuurlik gevange geneem. Ons ken daardie geskiedenis, ek gaan nie geskiedenis herhaal nie, maar hulle het hom mos nou gevange geneem en toe het hulle sy oë uitgesteek. Maar voor dit was daar natuurlik dan 'n paar insidente gewees wat Samson met die Filistyne gehad het. In Rigters 15 vers 4, daar lees ons van die keer toe hy 'n klomp jakkalse gevang het en onder die Filistyne se graan ingejaag het. Dit is eintlik, ja, mens wil nie sê komies nie, maar as mens mooi daaraan dink, ek weet nie hoe het Samson te werk gegaan om daardie jakkalse by mekaar te hou en hulle sterk aan mekaar te maak, en dan sit hy 'n fakkel tussenin. Nou, dan wil elke jakkals wil seker weghardloop vir die vuur wat in sy agterkant is, maar hy kom nie weg nie, want daar is jakkals in sy anderkant wat weer anderkant toe wil hardloop. So, ek dink hierdie was 'n redelike chaos gewees met die klomp jakkalse, maar nou ja, nietemin, hulle is in die graan in. Rigters 15 vers 4, toe gaan Samson weg en vang 300 jakkalse. Ons weet nie hoe hy hulle in die hande gekry nie, maar nou jakkals het nie vir hom weggehardloop nie. En hy neem fakkels en draai ster teen ster en sit 'n fakkel in die middel tussen elke 2 sterte in. En hy steek die fakkels aan die brand en los hulle in die ongesnyde graan van die Filistyne, en hy het die miede sowel as die ongesnyde graan en die wingerde en die lyfbome aan die brand gesteek. Hierdie was omtrent 'n storie vir die Filistyne gewees, met hierdie spul jakkalse met die vuur wat rondhardloop, en hulle steek hulle alles aan die brand. Nou, ons weet dat Dagon was die afgod gewees wat eintlik hierdie oeste moes beskerm het, en ou Dagon, hy kry niks gedoen nie. Wat ook afbrand is natuurlik hulle wingerde en die olyfbome. Dit word ook beskadig, dit word ook afgebrand. En hierdie 3 voedselsoorte het vreeslik baie betekenis in ons geestelike lewe. En daarom moet 'n mens oplet, wat was die gevolg van hierdie Filistyne gewees? Daar het 'n paar goed gebeur, daar was 'n vuur gewees. 'n Vuur is jaloesie, afguns en verdeeldheid. Dit is die goed wat die vuur aan die brand steek. En dan brand dit die graan af. Wat is die graan? Dit is die woord van die Here. En die wingerde, Jesus sê hy is die ware wynstok, waar jy ingeënt is, en natuurlik die olyfbome, en die olyfbome staan vir die olie van die Heilige Gees, en al hierdie goed word beskadig met die vuur van jaloesie, afguns en verdeeldheid. En dit is alles deur die jakkalse veroorsaak. Na die rigters, dan kom ons by Eli en by Samuel uit. Laasweek het ek ook daar gepraat van Eli se seuns wat so goddeloos was. Seuns van Belial word hulle genoem, hulle was absoluut goddeloos gewees. En Eli was al baie oud gewees, en Samuel was 'n jong man in die tempel, maar hy was reeds gerespekteer by die volk as 'n betroubare profeet. Ons lees dit 1 Samuel 3. In 1 Samuel 4 word daar 'n geveg tussen die Filistyne en Israel word daar beskryf. Met daardie geval neem die Israelse volk 'n baie dom besluit. 1 Samuel 4 vers 3. Dan daar sê hy, terwyl die manskappe die laar inkom, sê die oudstes van Israel, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne verslaan? En hulle sê, laat ons die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe bring,
dat dit onder ons inkom en ons verlos uit die hand van ons vyande. Nou ek weet nie of hulle dalk teruggedink het aan die Jordaan, toe hulle voor die Jordaan te staan gekom het, toe die verbondsark moes voor hulle uitgetrek, en die water is toe opgedam aan die een kant, die verbondsark het in die middel bly staan, totdat almal deurgetrek het. Ek weet nie of hulle daarna verwys het of teruggedink het, maar vir die een of ander rede het hulle besluit, hulle gaan haal die ark waar hy is, en hulle bring het na hulle toe, hier by die geveg. En 1 Samuel 4 vers 5 lees ons dan, en net toe die verbondsark van die Here in die laar inkom, het die hele Israel 'n groot kruisgeskreeu aan, sodat die aarde gedreun het. Dit klink amper soos by Jerigo, waar hulle om die stad Jerigo getrek het met 'n geweldige kruisgeskreeu en toe die mure ingeval. Hier doen hulle nou dieselfde, hier is nou heel wat later, en nou doen hulle dieselfde hier. Dit is omtrent so tipies as wat ons as mens is. Jy vergeet eintlik van die Here, en dan gaan jy en jy lewe jou eie lewe, en dan iewers gebeur daar iets met jou, en dan is jy nou in groot benoudheid, en skielik moet die Here nou help. En hulle gaan en nou gaan haal die verbondsark, want skielik moet die Here hulle nou help. En dit alles is hulle eie plan, want hulle staan nie in 'n noue verhouding met die Here nie, anders sou hulle geweet het, moenie teen die Filistyne veg in die eerste plek nie. 1 Samuel 4 vers 6. En die Filistyne het die geluid van die gejuig gehoor en gesê, en kyk nou reageer die Filistyne, watter geluid van 'n groot kruisgeskreeu is dit in die laar van die Hebreërs? Toe verneem hulle dat die ark van die Here in die laar gekom het, en die Filistyne het bang geword, want hulle het gesê, God het in die laar gekom, en hulle het gesê, wee ons, want so iets het gister en eergister nie gebeur nie. Nou as ons sou stop om te lees net hier, dan sou 'n mens nou die afleiding maak, dat die Filistyne het bang geraak, hulle het geweet, die ark het daar gekom, die God van Israel is magtig, hulle is in die moeilikheid, so hulle beter gee pad, want dit is die Filistyne se einde, maar kyk 'n bietjie wat het die Filistyne gedoen. In 1 Samuel 4 vers 8, wee ons, wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige gode? Dit is dieselfde gode wat die Egiptenaars met allerlei plaag getref het in die woestyn. Hulle het geweet wat in Egipte gebeur het, en hulle weet, dit is God se hand wat dit veroorsaak het, want Egipte laas is nog die Filistyne se pa. So hulle weet presies wat daar aangegaan het. Dan lees ons vers 9. Dis amper asof mense kan glo wat jy lees nie. 1 Samuel 4 vers 9. Hulle sê, wees dapper, gedra julle soos manne Filistyne, dat julle nie miskien die Hebreërs dien soos hulle julle gedien het nie. Gedra julle dan soos manne en veg. Wat 'n optrede van die Filistyne wat eintlik vir ons onverwags is as jy hierdie verhaal lees, vers 10. Toe die Filistyne geveg, en hulle het Israel verslaan, sodat hulle gevlug het, elkeen na sy tente toe, en die slagting was baie groot. Lees nou, van Israel het daar 30.000 voetgangers geval, plus die ander 4.000. En vers 11, die ark van God is ook geneem, en die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinehas, het gesterwe. Nou, ten spyte daarvan, dat die ark van God in hulle midde gekom het, Israel het hom gaan haal, maar dit was nie 'n opdrag nie. Hulle het self besluit hulle gaan haal hom. Ten spyte daarvan dat God, ons kan sê, in hulle midde was, ten spyte van die kruisgeskreeu wat die Filistyne gehoor het, ten spyte daarvan die Filistyne geweet het wat in Egipte gebeur het, ten spyte van dit alles, het die Filistyne gesê, manne, julle moet net sterk wees teen hierdie klomp. En hulle was. En hulle het Israel verslaan. Eli het gesterf, Hofni en Pinehas het gesterf, die priesters is daarmee heen, die ark is geroof, en dit alles sê vir ons, moenie die Filistyne onderskat nie. Moenie dink, jy maak hulle bang nie. Moenie dink dat 'n godsdienstige voorkoms gaan maak, dat 'n Filistyn van jou gaan wegvlug nie. Want die Filistyne minag die godheid. En wat kom steel hy uit jou? Hy kom steel die ark van God. As hy die ark van God steel, dan kom steel hy die teenwoordigheid van die Here. Hoe maklik kom ons op 'n plek waar daar iets gebeur, jy is vol vrede, jy loop oor, dis net halleluja en ons prys die Here, dan gebeur daar net iets, en skielik is alles weg wat jy het. Jou vrede is weg, jou geloof is ook sommer weg. Die Filistyn is nie bang nie. Ons kan sê die Filistyn het nogal hare op sy tande. En hy is nie 'n ouetjie wat jy maklik wegjaag, net omdat jy 'n godsdienstige voorkoms het, of omdat jy halleluja skree nie. Jy moet versigtig wees vir 'n Filistyn. Nou toe hulle die ark gaan byt
het hulle hom natuurlik nou daar in hulle God Dagon se tempel neergesit. En toe is hulle weg, hulle is baie tevrede. Nou die volgende oggend, toe lê Dagon op sy gesig, hy het omgeval. Hulle dink nee, dit kan nie so werk nie, en hulle vat hulle God en hulle sit hom weer reg op. Nou, soos ek nou die dag gesê het, die Dagon kan nie eers vir homself sorg nie, hoe wil hy nog vir die res sorg? In die volgende oggend, toe lê Dagon weer 'n keer op sy gesig, maar hierdie keer het sy kop afgebreek en verder gelê en sy 2 hande het afgebreek en dit het op die drempel gelê. Mens kan sê, in plaas dat hulle sien wat met Dagon gebeur, terwyl niemand daar is nie, hier is nie mensehande nie, en die ark daar is, sal 'n mens weer 'n keer gedink het, miskien sal hulle ontzag hê dan vir die ark van God, vir sy teenwoordigheid, en hulle dalk bekeer, maar nie al wat hulle gedoen het, hulle het besluit, hulle stuur liewer die ark weg. En nou stuur hulle die ark weg na Gat toe, 1 Samuel 5 vers 9. En nadat hulle dit oorgebring het, was die hand van die Here teen die stad met 'n baie groot verwarring, en hy het die mense van die stad getref, van die kleinste tot die grootste, sodat geswelle aan hulle uitgebreek het. Weer 'n keer 'n siekte, 'n velsiekte. Hierdie Filistyne, hierdie gees van die Filistyne, ons kan maar seker wees, iewers is daar 'n velsiekte betrokke. Nou buiten vir die swere of daardie geselle het hulle ook 'n muisplaag beleef. Die ander ding wat uitgebreek het, was muise gewees. Nou in party Engelse vertalings word dit genoem tumors and rats. En daar was 'n plaag van hierdie goed gewees. Hierdie geswelle of sere aan die mense was natuurlik dan nie uniek gewees nie. Egipte en Mitzrayim, Filistyne word geassosieer met hierdie siektes. Dit is ook 'n plaag wat die Here op Egiptenaars gelê het. Deuteronomium 28 vers 27 lees ek vinnig. Die Here sal jou swaar tref met swere van Egipte en met geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie gesond word nie. Dit is amper iets soos melaatsheid of dalk iets ergers, en dit is alles siektes wat gekoppel word aan die gees van Egipte en wat die gees van Mitzrayim is, en sy seun is natuurlik dan die Filistyne, en weer 'n keer 'n velsiekte. Nou so 'n velsiekte was die oordeel van God op beide Mitzrayim en die Filistyne gewees. En beide daardie volke het die lewe swaar gemaak vir God se volk. En hulle het sy almag beleef, albei, sy grootheid beleef, maar nie een van die twee het hulle bekeer nie. Nie een van die twee het Israel uitgelos nie. Nou is dit interessant, as 'n mens 'n bietjie na statistiek kyk, statistiek is redelik volop beskikbaar op die oomblik, dan is dit interessant dat velkanker is die mees algemene kanker wêreldwyd. Is dit nie vir ons 'n aanduiding van hoe die wêreld al hoe meer God verlaat nie? Soos wat jy God verlaat, opstaan teen sy volk Israel, so neem velsiektes, neem net al hoe meer toe. En dit is al twee strafgerigte van Egipte en van die Filistyne. Nou die muisplaag, die muise of die rotte, was net so destruktief soos wat sprinkane was. Met een van die plae van Egipte was dit sprinkane, en hier beleef hulle muise en rotte. Dit is net so 'n destruktiewe plaag. Nou 'n muis, hy knaag aan alles, van hout en plastiek en lapmateriaal, en enige iets sal hy aan knaag. Hy sal in jou motor se engine kap inklim en dan begin hy die drade af te kou. Ek weet nie of dit lekker is nie, maar hy kou drade af. Hulle knaag aan goeders, of as dit so skure is waar daar sakke met mielies of graan gestapel word, dan gaan die muise en dan gaan knaag hulle 'n gat in hierdie graansakke, en dan begin hulle die graan te vreet en die ander graan loop uit. Nou is dit ook interessant dat waar Palestina vandag in Israel is, dat die meeste muisspesies in die wêreld kom juis in Palestina voor. Daar's 23. Palestina is natuurlik die plek waar die Filistyne gebly het. 'n Mens kan sien, die Bybel is so eg. Dit is goed wat ons van lees lank terug, en dan kan ons sien die gevolge van daardie goed is nog steeds aan die werk. En dit gee weer 'n keer vir ons die bevestiging dat hierdie is nie net goed wat in die Ou Testament gebeur het en dan is dit interessant en dan los dit, is nie. Hierdie geeste is 'n werklikheid, en die werking van hierdie geeste wat ons oor praat is 'n werklikheid, en hulle hou aan, en ons kan vandag nog kan ons die gevolg van hierdie goeters sien. Nou 'n muis in die gees, hy gaan jou koring opvreet, hy gaan jou wynsakke stukkend byt, en hy gaan dit doen terwyl jy dit nie verwag nie, en jy sien dit ook nie. Hulle kom nie met 'n lawaai aan, en dan begin hulle jou aanval nie. 'n Muisplaag weet jy niks van nie, niks.
Jy sal iewers 'n geskarrel begin hoor, of jy sal iewers ietsie begin sien. As jy dan gaan ondersoek instel, dan kom jy eers agter, maar daar's al 'n hele verwoesting wat plaasgevind het, jy het nooit daarvan geweet nie. Hulle knaag in die donker, hulle word bitterlik moeilik uitgeroei. Daar was onlangs 'n hele muisplaag in Australië gewees, en as mens gaan kyk na die video's daarvan, dan is dit verskriklik as die boere hulle skure oopmaak, dan hardloop daar letterlik honderde muise. Hoe roei jy die spul uit? Toe hierdie plaag die Filistyne tref, toe stuur hulle die ark van Gat af weg, want hulle kon dit nie uithou nie, hulle stuur dit Ekron toe. En dit is een van hulle ander stede, en ook daar het die mense geskreeu, en hulle het gesterf aan daai velsiekte. Van daai swere, ons kan dit lees, het baie mense het uitgeskreeu. Dit moes seker pynlik gewees het, en onthou nou, Beelzebul is die sterk man, wat hy siektes in stand hou. Toe stuur hulle die ark op 'n wa met 2 koeie vooraan weg. En op 'n stadium het die wa tot stilstand gekom, en toe kom daar dan skierige mense. En eers slaan die Here 70 mense dood, en toe nog 50.000. 50.000 plus 70 mense sterf, omdat hulle die ark se deksel opgelig en binne-in gekyk het. God laat hom nie bespot nie. God se heiligheid laat hy nie aanraak nie. God laat hom nie versoek nie. Sy heiligheid word nie uitgestal vir mense nie. Dit word nie uitgestal vir nuuskieriges om te kom kyk wat hier aan die gang is, maar hulle is nie van plan om hulle te bekeer nie. En 50.000 plus 70 sterf omdat God hulle tref. 'n Mens kan amper dink, die Here het vir Moses gesê, niemand sien God se aangesig en bly leef nie. Niemand kyk na God se heiligheid op daardie manier en bly lewe nie. En dit moet vir ons natuurlik 'n bietjie van die ontzag en die vrees vir die heiligheid en die grootheid van God, moet dit vir ons iets van vertel. Nou hierdie verhaal lees ons in 1 Samuel 5 en 6. Nou uiteindelik het die ark vir 20 jaar tot rus gekom by 'n plek, 1 Samuel 7 vers 1 kan ons dit lees. Toe die manne van Kirjat Jearim gekom en die ark van die Here gaan haal, en dit het die huis van Abinadab op die heuwel gebring, en hulle het sy seun Eleazar geheilig om die ark van die Here te bewaak. Eli se seuns was heel waarskynlik dronk gewees, hulle het die ark maar laat gaan. Eli self het nie die ark opgepas en niemand gekeer nie, maar hier kom hulle uiteindelik, hulle besef wat die ark weer is. Hulle heilig vir Eleazar en hulle sê, pas die Here se ark, pas hom op. Maar slink soos wat die Filistyne is, het hulle die ark teruggestuur, maar hulle het 5 goue beelde van hulle swere gemaak en nog 5 goue beelde van hulle muise ook. Hulle stuur hierdie goue beelde stuur hulle nou saam, nogal in goud. Die Here stel nie belang in 'n muisafgod nie, wat wil die Here daarmee maak? Maar dit is die vermetelheid wat lê. Maak 'n afdruksel in goud van hulle swere. Nou die Bybel sê nie vir ons wat daarvan geword het nie, maar ek neem aan hulle het dan seker hierdie goed gevat en dit fyn gemaal en dit weggegooi. Niemand wil niks daarmee te doen hê nie. Maar nou ja, dit is hoe vermetel die Filistyne is. Nou in 1 Samuel 7 lees ons uit die kinders van Israel hulle voor die Here bekeer het en die ark op sy regmatige plek teruggesit het en daarom vir 'n slag na Samuel geluister het. Want dit het regtig gesukkel om na Samuel te luister. 1 Samuel 7 vers 4. Daarop het die kinders van Israel die Baals en die Astartes verwyder en die Here alleen gedien. Verder het Samuel gesê, versamel die hele Israel by Mispa, dan sal ek tot die Here vir julle bid. Vers 6. Hulle kom toe by mekaar by Mispa en hulle het water geskep en voor die aangesig van die Here uitgegiet. En die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen die Here, en Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. En nou sal jy dink dat die Filistyne na hulle ondervinding met die ark en al hierdie goeders tog iewers die Here sou begin vrees het, maar hulle het nie. Vers 7. Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel in Mispa saamgekom het, het die vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek. En die kinders van Israel het gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. Hier is die spul alweer op pad. Hulle het net die einde nie. Dit is soos hierdie fariseërs, hulle hou net nie op nie. As jy dink jy is van hulle ontslaan, dan raak dit net so 'n bietjie stil en dan is hulle weer op pad. En hulle raak net nie van ontslaan nie, maar vir 'n slag raadpleeg hulle sê Samuel, vra die Here. 1 Samuel 7 vers 8. En die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here onse God vir ons aan te roep nie.
dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Toe het Samuel 'n suiglam geneem, dit as 'n brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer, en Samuel het die Here aangeroep vir Israel, en die Here het hom verhoor. Want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne nader kom die Israel te veg, het die Here dit die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne, en hy, die Here, het hulle in verwarring gebring, sodat hulle verslaan is voor Israel. Toe die Here self kom, en daardie oorlogsgeluid laat donder oor die Filistyne, toe word hulle verslaan. Toe die Israeliete gegaan het, uit hulle eie besluit het hulle bring die ark, 'n kruisgeskreeu aangehef het, wat soos 'n kruisgeskreeu geklink het die Filistyne hulle doodgeslaan. Jy kan nie iets voorgee wat die Here jou nie beveel om te doen nie. Jy kan nie godsdiens speel en dink die Filistyn gaan jou uitlos nie. As jy nie werklik van die Here afhanklik is, sy stem hoor en doen wat hy sê nie, dan gee jy 'n godsdiens voor, en die Filistyn lag daarvoor. En hy kom aangehardloop, en hy kom met sy muise, en hy kom met sy pla. Nou, die res van 1 en 2 Samuel, Konings, Kronieke, en die res van die Bybel kan ons lees tot in Sefanja, lees ons van die Filistyne. Dis 'n hardnekkige volk, hulle het nie gewyk nie. En deur die hele geskiedenis van Israel het hulle gedurig aangeval. Maar andersins as Egiptenare, het hulle nooit die volk gevange gehou nie. Hulle het net teen hulle geveg, en dan gaan hulle weer. En dan gaan die volk Israel aan, as hulle weer sien is die Filistyne maar weer op hulle. As ons nou kyk waar die Filistyne vandag woon, is in die streke van Palestina, wat ek net nou gesê het, dis waar die muisplaag is. Hulle bly in Palestina, en dan bly hulle natuurlik ook in die Gaza-strook, en hulle bly in die Wesbank. Dit is die plekke waar die Filistyne vandag nog bly. En dit is van daardie kante af, die Gaza-strook en die Wesbank, waar hulle nog steeds gedurig vuurpyle op Israel gooi. Dit gebeur huidiglik. Die Filistyne kan die Israeliete nie uitlos nie. En hulle hou aan en aan om vuurpyle op Israel af te skiet, die een na die ander. Nou, so gaan dit vandag in die gees. Die gelowige Christen sal gedurig en aanhoudend aangeval word deur mense wat hulle wil ontmoedig en die Here se ark by hulle steel. Om die Here se vrede by jou te steel, dis aanvalle van Filistyne. Dit is hoe hulle werk. As ons hom nou so 'n bietjie opsom, die Filistynse gees is een wat begin met jaloesie en afguns, en dan twis omdat hy nie 'n lewe in Christus gun nie. Hy gun niemand 'n vredevolle lewe in Christus nie. Juis daaroor sal hy jou aanval. Hierdie gees sal poog om die bron van water toe te stop. Hulle die waterput het hulle gaan toestop, dis waar hulle begin het. En dit sal aanhou totdat dit jou geesteskrag steel, dink aan Samson, en jou dan blind maak. Hulle het Samson se oë uitgesteek sodat die godheid vir jou 'n vaagheid word. Daar brand in so gees 'n vuur wat jou graden afbrand, daai vuur van jaloesheid en afguns, dit brand jou graan af. Die graan is die woord van die Here. Dit beskadig jou die wingerdstok, dat jy nie kan groei in die gees nie, jy is nie meer ingeënt in die ware wynstok nie, jy dra nie meer vrug nie. En dan die olyfbome, daar die salwende teenwoordigheid, die olie van die Heilige Gees, dit is die olyfbome wat beskadig word. Daardie gees sal gedurig kritiseer, fout vind, gedurig jou geloof bevraagteken, gedurig twis om jou vrede te steel, jou gedurig laat verstaan dat jy nie veel beter af is met of sonder die Here nie. Wanneer jy godsdiens speel en nie werklik 'n verhouding met die Here het nie, werklik waaksaam in die gees is nie, gaan jy maklik 'n slagoffer van die gees van die Filistyn word. Soos wat daardie muise ongemerk die graansakke en wynsakke stikkend byt, so werk hierdie gees ongemerk en hulle maak gate in jou verhouding met die Here sodat jy stadig leegloop. Nou dit is omtrent wanneer jy kerk toe gaan, vol van die Here is, halleluja sing, by die huis aankom, die geringste gebeur, daar's net eenvoudig weer 'n gat in jou tank, en alles wat jy vandag ontvang het, loop sommer in een middag, dan loop hy leeg, en die volgende dag het jy niks meer oor om mee aan te gaan nie. Die Filistyn is 'n werktuig in die Satan se hand. In die gees is dit die duiwel wat vir jou aanval op hierdie maniere, soos wat ek genoem het. En dan laastens lees ek Hooglied 2 vers 15. 2 vers 15 is daar 'n kort skrifgie. Hy sê, vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerd verniel, want ons wingerde staan in bloei. Hierdie jakkalse wat Samson gevang het die wingerde beskadig. Hier kom Hooglied
en sê, maar vang hierdie jakkalse, want hierdie klein jakkalsies, wat in die wingerd rondhardloop, dit is hy wat daardie wingerd beskadig, en hy sê, en daai wingerd staan in bloei. As hy in bloei is, dan beteken dit daar is vrug wat gaan voortkom. Jy is in 'n proses om vrug voort te bring. Daar het darm al bloeisels gekom. Daar is nog nie vrug nie, maar die vrug is op pad. Maar as hierdie bloeisels beskadig word, gaan daar geen vrug wees nie. En dit is die werk van daardie jakkalse van die Filistyne, wat daardie wingerd van jou beskadig, sodat die vrug van die Gees, wat daaruit moet voortkom, wat daaruit moet groei, omdat jy ingeënt is in die ware wynstok, Jesus Christus, dat sy lewe deur jou lewe vloei, dat daardie lewegewende sap van die ware wynstok in hierdie lote invloei, en hierdie loot het nou al 'n paar bloeisels gekry, en die vrug is op pad, en nou is dit hierdie klein vossies, wat die wingerd verteer, en die probleem is, jy kom dit nie agter nie, jy kom nie agter, dat daar muise in jou stoorkamer is nie. Jy kom nie agter dat daar klein vossies in jou wingerd is nie. Maar op 'n dag val alles in mekaar, en as jy dan sien, dan is daar groot skade in jou eie geestelike lewe. Die gees van die Filistyn werk agteraf, hy werk onderduims. Jy gaan nooit van hom ontslaa raak nie. Moenie dink, jy het nou een keer die Filistynse gees, het jy nou geveg en geoorwin, jy het nou al jou vrede in die Here, jy is vol tot oorlopends toe vol, jy juig en spring en is halleluja, en dan soos die tyd aanloop en jy verkoel 'n bietjie, dan kry die gees van die Filistyn weer kans om ongemerk weer 'n muis hier in jou geestelike lewe in te stuur, om 'n gat in jou graansak te kom vreet, dat jou graan stadig uitloop. Nie skielik nie op een slag nie, maar dat stadig uitloop en jy begin leegloop in die gees. Ek dink baie keer as 'n mens nie weet hoekom jy nie kan vorder in die gees nie. Dit is amper so 'n val en opstaan lewe. Dit is wat die gees van die Filistyne was in die lewe van Israel, is 'n val en 'n opstaan lewe. Hulle is op 'n kruin van oorwinning. Dan gaan dit goed met hulle, dan verval hulle weer, dan is hulle in 'n dal van doodskade weer. En as hulle daar is, dan begin hulle weer die Filistyne se afgode kans gee in hulle lewe. Volgens is die Filistyne op hulle, dan is hulle in 'n geveg betrokke, dan gaan dit ongelooflik swaar. Dan roep hulle tot die Here, want nou moet die Here help. Dan stuur die Here 'n rigter, tel hulle weer op. Nou is hulle weer op die kruin van hulle lewe, en dan juig en halleluja hulle weer, en dan gaan die siklus nou maar net voortduur. Die hele boek van Rigters het hierdie gees voortgegaan in dieselfde patroon oor en oor en oor. En ek dink vir baie van ons mense wat 'n val en 'n opstaan lewe lei, jy kan nie opstaan en 'n lewe van vreugde in die Here lei die hele tyd nie. Dit is op die kruin van oorwinning, en dan is dit weer in die dal van doodskade weer. Dan verloor jy sommer weer alles. Jou geloof is daarmee heen, jou vertroue is daarmee heen, en ag Here, ek beteken tog niks nie, en dan is dit eers weer so 'n mate van depressie, en niks maak meer sin nie, en ag, ek gaan ook nie meer kerk toe nie, en dan op 'n dag dan roep jy tog die Here aan, want in 'n benoudheid, en dan tel die Here jou op, en dan vat jy weer moed, en jy kom kerk toe, en halleluja, en al die laste val af, en dit is, maar nou gaan dit met my goed gaan. Nou is ek dien nou die Here met blydskap, en niks kan nou meer fout gaan nie, en dan is net so 'n tydjie, so 'n maand of 2 later, of 3 maande later, en jy begin stadig maar net weer afsak in hierdie elendige toestand in, want intussen het jy kans gegee vir die Filistyne, om maar die muise in te stuur, begin knaag, daardie vossie het in jou wingerd gekom, hy het begin die bloeisels beskadig, die vrug sukkel om te groei, en daar is ook nie regtig vrugte nie, jy probeer jou voet uit die woord van die Here uit, maar jy kry dit ook nie meer gelees nie, want intussen is jou graansak leeg, en al die graan is daarmee heen, en die olyfbome is beskadig, jy hoor ook nie meer die stem van die Here nie, en die werking van die Heilige Gees in jou eie lewe is nou ook nie meer wat dit was nie, en jy sak nou maar weer af in hierdie val en opstaan lewe uit. Dis die gees van die Filistyn wat so werk. Ons moet die ding veg. Die Here het vir ons al die middele gegee wat ons nodig het, hy het vir ons die kennis in die gees gegee, en hy die werking van die gees van die Filistyne het hy vir ons geopenbaar, en nou kan ons dit vat, ons kan hom veg, maar in die naam van die Here, nie in my eie naam nie. Onthou nou, toe Israel gegaan het, hulle was in benoudheid, hulle het self die ark gaan haal, hulle eie kruisgeskreeu aangehef, het hulle nogtans onder die Filistyne voor die Filistyne geval. Jy gaan dit nie regkry in jou eie gees nie.
maar deur die krag van die Heilige Gees, as hy vir jou sê, neem jou wapens op, gaan en doen, dan kan die Filistyn nie voor jou stand hou nie. Amen, die Here seën jou.